Die voorreg is dan weer so groot om U te groet in Thy naam bo elke naam, die naam van Jesus Christus, die Seun van God. Baie welkom, hartlik goeiemôre. En kom ons kyk, wat het die Gees van God dan vandag vir ons instoor? Het U al en is U dalk op hierdie stadium soos hierdie persoon wat sit en kyk in die verte in? U kyk na die berge, U dink, waar sal ek hulp kry? Die woord het 'n antwoord daarvoor. U sit seer gemaak, ander het dalk jou sleg gesê, ander het jou seer gemaak, hulle het jou leuns van jou vertel, ensovoorts. Weet jy, volhard in die liefde. Weet jy, dalk het jy 'n paar afdraaipaaie geneem, wat nie goeie afdraaipaaie was nie, en as gevolg daarvan het jy regtig van God se pad afgedwaal. Die heilige pad, die Seun Jesus Christus, die Heilige Gees. Weet jy, Paulus skryf aan die Romeine, daar in hoofstuk 12, vanaf vers 9, en hy sê, laat die liefde ongeveins wees, verafskie wat sleg is, hang die goeie aan. Wees hartlik teenoor mekaar met broederlike liefde. Die een moet die ander voorgaan in in eerbetoning. Wees nie traag in die ywer nie. Wees vurig van gees. Dien die Here. En dan vers 12, wat ek oorspronklik met U wil deel. Verbly julle in die hoop. So in ander woorde, U en ek, ons moet bly wees om te kan hoop op die Here. Ons moet hom altyd eerste stel. Ons moet weet dat, weet jy, my hoop is op 'n grootheid. Die Seun van God. En dan sê hy, wees geduldig in die verdrukking. Weet jy, ons gaan almal verdrukking ly, medebroer en suster. En die wêreld, in al sy boosheid, verdruk ons gedurig. Maar weer eens is ons nie alleen nie. En ons moet nog steeds geduldig wees daarin. En die vraag is, hoe doen ons dit? Die antwoord is die volgende gedeelte. Volhard in die gebed. Wanneer ons in verdrukking kom, wanneer ons dalk die pad so bietjie duister geraak het, ons het afgedwaal van die Jesus pad af, of die mense wat ons so seer maak, volhard in gebed. Weet jy, ons kan regtig op ons knieë voor die Here val en sê, Here, dit en dat is besig om met my te gebeur, Here. Here, ek voel so verlore vanoggend. Ek voel so ver weg van U af. Gees van God, kom in my in. Gee my krag. Help my, dat ek deur hierdie verdruktheid kan gaan. En dat ek weer kan roem en juig tot eer van die Here. Ek is Pastor Gary. Laat hierdie saak vanoggend by U. Moenie ophou bid nie. Lees gedurig die woord. Kry vir jou kragverse en mediteer op hierdie verse. En loof en prys God en verheerlik God in alles wat U doen. Pastor Gary, brood en water, 5 minute woordbediening. En soos ek altyd sê, U moet besef, Jesus is baie lief vir U. Amen.